Welkom by Kingdom Kids. Hallo Dancing Daisy. Hallo julle, hallo Sportsa. Dis so lekker om julle almal weer te sien. Ja, Dancing Daisy, weet jy enigiets oor hierdie lekker koekies? Nie regtig nie. Maar kan ek asseblief vir ek hê? Wel, ongelukkig sê die briefie ons mag nie nou een kry nie, maar eers later. Dit is so onregverdig. Ja. Kan ons hoekom wag ons? Wel, dis ongelukkig maar gesonde kos eers. Maar kom ons sing 'n lekker liedjie. Ja. Ja, skud julle bene, skud julle arms en let's go! You guys stomp your feet like that? Now let's clap together. That's it. Keep it going. Let's sing this little light of mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. All right, keep clapping now. Sounds good. Everywhere I go. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Yes, Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, that sounds so good. That's called clapping on the backbeat. All right, sing this real quiet with me now. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Even when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Yes, even when I'm afraid, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, oh, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Fantastiese werk almal. Ek is so bly dat ons ligte kan skyn vir Jesus. Ja. Nou, ons is vandag op die finale week van die vrug van die Gees op ons reeks. So, kan julle onthou wat het ons nou al gedoen? Ek dink ek weet, maar sê saam met my. Liefde, vrede, geduld, getrouheid, goedhartigheid, vriendelikheid en nederigheid. En vandag leer ons oor selfbeheersing. Nou maat, onthou, die vrug van die Gees is 'n geskenk wat God vir ons gee om ons te help hoe ons ons lewe kan leef wat vir hom bly maak en wat hom trots maak. Ja, en dat ons sy lig vir ander kan skyn wie nie hom ken nie. Ja. Maar nou gaan ons 'n nice Bybelstorie leer. En hierdie Bybelstorie is oor hoe Paul 'n brief geskryf het. Oor selfbeheersing. Ja. So maats, let's go. Slapstick Theater, Paul's letter about self-control. This is Paul, Oh, hey. who told people about Jesus in lots of different places. Yeah. Paul also wrote letters to the different churches that he had visited while he was away from them. In Paul's first letter to the Corinthians, he wrote to them about discipline. He said,
Don't you realize that in a race everyone runs, but only one person gets the prize? Woohoo! So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I'm not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Paul wrote many more things to the Corinthians in his letters to encourage them and help to keep them on track as they learned more about God. Hallo daar, maats. As jy my nie ken nie, ek as professor weet dat alles. En ja, ek dink ek weet dat alles. Wel, ek hoop so. Ekskuus, laat ek net my baie nabykheid brille afhaal. Captain Crazy en Sporty Sam en Dancing Daisy. Ja, en maats daar by die huis. Dit is so lekker om saam met julle vandag te kuier hier. Nee, maar ons praat mos nou oor selfbeheersing. Selfbeheersing as partykeer baie moeilik, maats. Ja, want selfbeheersing, nee, maats, beteken dat ek en jy nie moet ingee nie. Ons moet soos keer, ons moet stop. Wanneer ons iets hier wil doen, moet ons keer en eerder daardie kant toe gaan. Selfbeheersing beteken ook dat ons nie iets gaan doen nie wat ons nie veronderstel is om te doen nie. Ons gaan dit nie doen nie, of ons gaan ook die regte ding doen. Net soos wat ons ook geleer het van Paulus, en hoe hy ook selfbeheersing toegepas het, en hy het ook geleer, en die Here het aan hom gewerk. Ja, maats, Heilige Gees het hom verander binne, en ons weet mos dat selfbeheersing as 'n vrug van Heilige Gees. Ja, Heilige Gees werk hierdie dinge binne in ons lewe wanneer ons tyd spandeer saam met Jesus. Ons bid, ons lees die Bybel en ons is ook saam met ander Jesus volgelinge saam by die kerk of by die huis of waar ook al, nee. Wanneer ons selfbeheersing toepas, dan nee, maats, dan beteken dit ons keer om sekere gevoelens te hê. Ons gaan nie slegte en lelike gevoelens hê nie. Ons gaan keer en stop om nie verkeerde dinge te doen nie en ook nie verkeerde dinge te dink nie, maats. Maar ek onthou daar in die Bybel, nee, maats, het ek gelees. In Matteus 4 van Jesus, nee, Sporty Sam, en Matteus 4 van Jesus, waar Heilige Gees vir Jesus gelei het aan die woestyn aan. Man, daar staan, en die krag van Heilige Gees was oor Jesus, hy was met hom en in hom, en hy het gegaan, en Jesus, nee, maats, het vir 40 dae, Captain Crazy, 40 dae, nie 4 nie, 40 dae, het Jesus gebid, sonder om kos te eet. Hy het gebid en gevas, en na 40 dae was hy honger. Wat dink jy, Dancing Daisy, na 4 ure as ek sommer mos honger, nee. 40 dae, en toe, nee, maats, nee, toe kom die duiwel, en hy versoek vir Jesus, hy plaas versoeking in sy pad, en hy sê, Jesus, maar vat sommer net daai klip wat daar lê, en verander sommer daai klip aan 'n stukkie lekker vars brood, want Jesus, jy is mos God, en jy het die krag om dit te kan doen, en kan Jesus dit doen? Ja, verseker, maats, hy kan dit doen, maar hoe doen hy dit toe? Aan die krag van Heilige Gees beoefen Jesus selfbeheersing, en hy sê, duiwel,
Nee, daar staan geskrywe. Jesus gaan en hy sê, in die Bybel staan daar geskrywe, jy sal nie net van brood alleen lewe nie, maar jy sal ook lewe van elke woord, maats, wat staan in God se woord. Elke woord wat in die Bybel is. So, Jesus het selfbeheersing toegepas deur die woord, die Bybel en die krag van Heilige Gees wat vir hom gehelp het. Maar nou ook, nee maats, aan Spreuke 25 vers 28, Spreuke 25 vers 28 sê ons, iemand wat sonder selfbeheersing is. Dis 'n groot probleem. Wat sê Spreuke vir ons? Wat sê die Bybel? As ek nie selfbeheersing is nie, as ek soos 'n groot stad sonder polisie, sonder veiligheidswagte, sonder 'n muur, en daar kan sommer baie probleme uitbreek. Nou aan die tyd waar Jesus geleef het en koning Dawid en almal, was daar groot stede en in hierdie groot stede was daar altyd so 'n groot muur om die stad te beskerm. En wanneer die mense beskerm is, die mense in die stad, as hulle sommer baie gelukkig. Kyk hoe vriendelik as hierdie maats van ons. Maar nou sê Spreuke, as ek en jy maats nie selfbeheersing het nie, wat gebeur? Dan is ons soos hierdie groot stad wat se mure afgebreek is. En wat dink julle nou gaan gebeur? Spotty Sam, wat dink julle gaan gebeur, maats? Wat gaan gebeur as hierdie stad se mure afgebreek is? Hy sê dit soos 'n stad sonder enige polisie. Dan kan al die skelms en die diewe in hierdie stad inkom en dan gaan ons nie meer sulke gelukkige gesiggies hê nie. Hulle kan kom steel en slegte dinge doen. Nou sê die Bybel, net so as dat, nee maats, wanneer ek en jy nie selfbeheersing het nie, wanneer ons die dinge doen wat ons nie moet doen nie, en wanneer ons nie vra vir Heilige Gees om my te help om die regte dinge te doen nie, wanneer ek nie die verkeerde dinge teenstaan en stop nie, wanneer ek nie selfbeheersing het nie, dan is ek soos hierdie stad sonder die muur, en dan gebeur slegte goed. Slegte goed kan met my gebeur, en ek kan slegte goed doen, en dit kan sleg wees vir ander mense, en dan is daar nie meer gelukkige gesiggies en vrede in ons harte nie. So vriende, ons moet seker maak dat ons selfbeheersing toepas. Sê nou maar net, jou ma sê vir jou, jy vra, kan jy hierdie pakkie lekker sweeties eet? En jou ma sê vir jou, okay, nee? Nee, okay. Dancing Daisy, jy kan hierdie lekker pakkie sweeties kry. Maar, jy kan nou ene vat, of na aandete kan jy die hele pakkie vat. En sy sit die pakkie neer, en jy kan nou besluit, maats. Wat gaan jy doen? Dancing Daisy, wat gaan julle doen, maats? Ek weet maar van my gaan dit maar sommer net bitter moeilik wees. Want dit is sulke lekker sweeties hierdie. Ek kan nou ene vat, want ek is so lus vir hierdie sweetie. Maar dit gaan hard en moeilik wees. Ek dink, maats, ek gaan eerder wag. Ek gaan wag, dit gaan moeilik wees, maar Heilige Gees gaan my krag gee. Ek gaan my kos eet wat baie gesond is en ook belangrik is en goed vir my. En wanneer ek 'n bietjie wag, gaan ek later die hele pakkie sweets kry, wat tog mos nou maats baie beter is as net een ou sweetie. En so sê Jesus, nee maats, vir ons ook, ons moet selfbeheersing toepas en ons moet wag, want ons weet ook, nee maats, dat wanneer Jesus terugkom, hy 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel gaan maak.
en dat ons ook dan saam met hom gaan wees. Want partykeer is dit swaar en moeilik ook hier op hierdie aarde, maar ons moet self beheersing toepas en die regte ding doen, maats, want maats, feite dryf mos selfbeheersing. Die feite dat jy weet, ek kan of nou een kry of later die hele pakkie, daardie feite dryf mos nou ons selfbeheersing. So, maats, hoe gaan julle hierdie week selfbeheersing toepas? Captain Crazy en Dancing Daisy en Sporty Sam, dit was so baie lekker om saam met julle te kuier en saam met julle ook, nee maats. So, gaan dink 'n bietjie hoe gaan julle hierdie week selfbeheersing toepas, maar ek moet nou eers gaan, want daar is ook 'n paar ander dinge wat ek moet gaan neerskryf vir myself oor hoe gaan ek selfbeheersing toepas. Bye-bye maats. Oh, nom 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 nom. Me get this feeling when me see a cookie on a plate. Me want to grab it, want to eat it, oh me no can wait. But now me know that self-control is something me must learn. Me want to grab it, want to eat it, but me wait. Me want it, but me wait. Ah, this not easy. Me get the feeling when a chocolate chip be on a dish. Me want to grab it, want to eat it, that me only wish. But now me know that self-control is something me must try. Me want to grab it, want to eat it, but me wait. Me want it, but me wait. Oh boy, when me lose control, when me on the brink, need to just calm down. Me need to stop and think. Me need control me some. Yeah, that's the way to live. And then me functioning like an executive. Me wait, me want it, but me wait. Oh boy, that's delicious. Me get this feeling when a box of cookies on the shelf. Me want to grab it, want to eat it, can't control myself. But now me know that self-control is something me must do. Me want to grab it, want to eat it, but me wait. Me want it, but me wait. Me want it, but me wait. Me want it, but me wait. When me lose control, when me have no doubt, me have strategies that can calm me down. Me can talk to self, me can stand up straight, me can take deep breath, me can self-regulate. Me wait, me want it, but me wait. Me want it, but me wait. Me want it, but me wait. Me wait, but me wait. Okay, me waited long enough. Cookie! Nom 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 oh nom 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 nom. Man, ek weet nie van jou nie, maar daai liedjie maak my honger. Ek kan nie nou wag om 'n lekker, creamy, lekker koekies te eet nie. Wanneer kan ons dit eet? Ek weet nie jong, my selfbeheersing. Maats, julle sal seker nie omgee as ek 'n klein hapjie vat nie. Niemand sal weer afvan nie. Wat dink jy dan, Daisy? Dink jy? Wel, Captain Crazy, al sien niemand ons nie, of hoor iemand ons nie, goed genoeg sien ons nie, en hy gaan baie teleurgesteld in jou wees, jongman. En jou? Maar die feit is, dat feite dryf
selfbeheersing. En die feit is, dat as ons nou die koekies eet, gaan ons te vol wees van koekies, dat ons nie meer ons gesonde middagete wil eet nie. Wat veroorsaak dat ons honger gaan ly later in die middag. So, dan van die keer moet ons bietjie rustig wees. Ja, maar kom ons kyk liewer na ons Bybelvers. Vandag is ongelukkig die laaste dag van die vrug van die waar ons gaan leer oor die vrug van die Gees. Maar nie die laaste van die vrug van die Gees nie, want jy moet dit elke dag toepas. Nou, ek hoop julle ken by nou al die Bybelvers, want julle doen dit nou al vir so lank. Nou, draai na die persoon langs in jou en elkeen moet die vers sê sonder enige hulp. Kyk, wil jy eers gaan? Ja, ek sal begin. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Maar die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, genadigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Mooi, okay, kom, my beurt. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Die vrug van die Gees is, daarteenoor is, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Nou, onthou julle, die vrug van die Gees is Jesus wat vir ons die goeie eienskappe wys wat ons kan kry as ons nader aan hom groei. En soos ons nader aan hom groei en 'n verhouding met hom bou, groei die vrug van die Gees binne in ons. En dan kan ons vir ander wys hoe die vrug van die Gees lyk. Kom ons luister nou eerder 'n liedjie om meer te leer oor die vrug van die Gees. Ja, so let's go! Jesus gee my liefde om ander lief te hê. Hy gee my sy vreugde, goedhartigheid, geduld. Jesus gee my vriendelikheid om ander bly te maak. Hy gee my goeie selfbeheersing, nederigheid, getrouheid. Jesus help my om vrugtevol te wees. Ek ken Jesus goed, ek dra die vrugte van die Gees. Jesus, help my om meer soos U te wees. Ek ken U goed, ek dra die vrugte van die Gees. My hartjie sal U lief hê, daar is net een soos U. Ek sal my vyand lief kry, geen twis of jaloesie. 'n drukkie is tog beter as om te skop of slaan. Ek weet U het my lief meer as die sterre en die maan. Help my om vrugtevol te wees. Ek ken Jesus goed, ek dra die vrugte van die Gees. Jesus, help my om meer soos U te wees. Ek ken U goed, ek dra die vrugte van die Gees. Jesus, help my om vrugtevol te wees. Ek ken Jesus goed, ek dra die vrugte van die Gees. Jesus, help my om meer soos U te wees. Ek ken U goed, ek dra die vrugte van die Gees. Dis nou amper tyd om te groei. Ons hoop dat julle ons vers sal onthou en dit was wonderlik om hierdie 9 weke saam met julle van die vrug van die Gees te leer. Ja, en onthou kinders, dit is nie altyd maklik om selfbeheersing te hê nie. Maar God gee ons die krag en die strength om dit toe te pas teenoor enige iemand en enige iets. As ons kwaad of gefrustreerd voel, vat tyd om te bid en vir God te vra om ons selfbeheersing te beheer. Dit is al van ons hierdie week. Kan nie wag om julle weer te sien nie. Ja, en net om julle te laat weet, ons gaan hierdie paar dae afvat, want ons soek ook 'n vakansie. Maar ons is gou weer terug met splinternuwe reekse.
Watch the space. Let's